Is dit nie snaaks hoe bagasie so dikwels 'n naam het nie? In Suid-Afrika, die bagasie wat ons in winkels kry, met ander woorde die verskillende pakkies wat ons in winkels koop, het almal 'n naam. Die sakkie wat die winkel vir ons gee om ons items in te bære, het ook dikwels 'n naam. In Suid-Afrika het daardie sakkie selfs onder die algemene bevolking 'n naam dat dit 'n Checkers is. Omdat Checkers die algemene winkel in Suid-Afrika is, het dit die algemene naam ook geword vir die sakkies wat winkels vir ons gee, vir die bagasie wat ons geneig is om saam met ons te dra wanneer ons by 'n winkel uitstap. Maar elkeen van ons het bagasie, of ons daarvan bewus is of nie. Sommige van daardie bagasie het nie 'n naam nie. Daardie bagasie het deel van ons mondering geword. Dit is dalk iets waarop ons nie heeltemal ons vingers kan sit nie, maar daai bagasie het ons gevorm en ons gemaak wie ons vandag is. Maar daar is ook ander bagasie wat ons saam met ons dra. Bagasie wat 'n naam het. Dalk is dit 'n persoon, dalk is dit 'n trauma wat in die verlede met jou gebeur het, dalk is dit ietsie wat jy ervaar het, wat jy nie veronderstel was om te ervaar nie, of dalk was dit ietsie wat jy gesien het voor jou oë afspeel, omdat jy net op die verkeerde plek, op die verkeerde tyd was, en die verkeerde omstandighede voor jou oë sien afspeel het. En in sulke gevalle het ons bagasie dan 'n spesifieke naam. En baie keer dra ons hierdie bagasie vir net te ver saam met ons. Het jy al gevoel hoe dit voel wanneer jy 'n stukkie bagasie vir baie kilometers saam met jou dra? Partykeer word dit naderhand ondraaglik, omdat jy dit so ver al saam met jou gedra het. Jy kan dit 'n naam gee, jy weet presies wat dit is, maar jy het dit al so lank saam met jou gedra, dat dit vir jou voel jy nie meer een voet voor die ander kan neersit nie. Jesus spreek eintlik tot hierdie fenomeen in elkeen van ons se lewens. In Johannes 2 was Jesus baie ontsteld oor dit wat hy by die tempel sien afspeel het. Hy het die geldwisselaars gesien en hy het die kleinveeverkopers daar gesien en hy het in sy binneste geweet dat hierdie geldwisselaars en hierdie kleinveeverkopers eintlik besig is om die tempelgangers, die goeie gelowiges, uit te byt. En Jesus was ontsteld, hy het 'n sweep vir hom gemaak en hy het die mense daar gejaag. En uiteindelik was die godsdienstige leiers vir Jesus kwaad gewees. Hulle het gewonder, maar wie het vir hom die reg gegee om so te kan optree? Hoe durf hy doen wat hy sopas gedoen het? Wie het vir hom die gesag gegee om dit te doen wat hy sopas gedoen het? En dan antwoord Jesus, hy sê, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom weer oprig. Natuurlik het die mense hom baie letterlik gevat op sy woord. Hulle het gedink, hy verwys na hierdie reusagtige gebou, hierdie gebou wat jare en jare en jare gevat het om te bou. Hoe kan Jesus sê, hulle kan dit afbreek en in 3 dae sal hy dit herbou? Maar wat hulle nie besef het nie, is dat Jesus nie daaroor die tempel gepraat het nie. Hy het daaroor homself gepraat. En as dit die einde van Jesus se storie was, dan sou ons hopeloos daarvan af weggestap het. As alles geëindig het by Jesus se kruisiging, by die afbreek van die tempel wat hy is en was, dan sou ons moedeloos daarvan af weggestap het. Maar dit was nie die einde van die verhaal gewees nie. Jesus het opgestaan na 3 dae en hy het die dood oorwin, soveel so dat hy uiteindelik ook na die hemel toe opgevaar het en dat hy ons nie met leë hande agtergelaat het nie, maar met sy gees wat in elkeen van ons se harte leef en beweeg. Die tempel is afgebreek en in 3 dae is dit weer opgebou. Uiteindelik dink ek, probeer die skrywer van Johannes vir my en jou te sê dat ons stukkie bagasie wat ons vir te lank saam met ons gedra het, daardie bagasie wat 'n naam het, wat ons kan pinpoint, nie daai bagasie wat noodwendig deel opmaak van ons mondering nie, maar daai stukkie bagasie wat ons net vir 1 dag te lank saam met ons gedra het, dit hoef ons nie af te breek nie, dit hoef ons nie dood te maak nie, want die dood is nooit die einde van die storie nie. Dit is altyd maar die begin van die storie. Na dood kom daar nuwe lewe. Nadat die tempel afgebreek is, kom daar weer 'n nuwe lewe en 'n opstanding. En mag jy dit in die aangesig van jou bagasie beleef. Mag jy die waagmoed hê om daai stukke bagasie wat jy kan benoem, by Jesus se voete te gaan neerlê, sodat jy ietsie van 'n sterwe kan beleef. Want dit is nie maklik om van daai bagasie ontslae te raak nie. Die verligting is nie dadelik en outomaties nie. Dit vat tyd. Maar mag jy na tyd ook 'n opstanding beleef, nadat jy daai bagasie laat gaan het. En mag jy die nuwe lewe sien, wat jy in Christus geërf het. Kom ons onthou dit elke liewe dag van ons lewe, soos wat ons op hierdie pad van die lewe loop. Hemelvader, baie dankie dat die tempel afgebreek is, maar dat daar
maar dat dit nie die einde van die verhaal was nie, dat hy na 3 dae weer opgebou is. Dankie dat hy gesterf het en dat hy na 3 dae weer opgestaan het. En Vader, dankie dat ons ook kan weet, dat wanneer ons daai bagasie neer kan sit, wat ons kan benoem, kan daar weer ook nuwe lewe vir ons kom. Vader, dankie dat U die een is vir wie ons dit kan gee en aan kan toevertrou, want dit is veilige hande. Ons vra U dat U ons sal help om dit te doen. Ons vra dit alles in U naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam met my gekuier het en mag ek en jy die waagmoed hê om ons benoembare bagasie in die Here se hande te los, want dit is veilige hande. Mooi dag vir jou.